Bybelstories vir beginners, opname 3. Vandag lees ons oor Abraham en hoe hy getrek het na 'n nuwe land en 'n baba gekry het en ook hoe die baba later Isak, sy vrou, ontmoet. 'n Nuwe huis. Abraham en sy vrou Sara was baie lief vir God. Op 'n dag het God vir Abraham gesê om na 'n nuwe land toe te trek. Abraham, Sara en hulle helpers het al hulle goed opgepak en gegaan. Abraham se broerskind se naam was Lot. Lot en al sy helpers het ook saam gegaan. Die helpers het begin baklei. Daar was nie genoeg gras vir al die diere nie. Toe sê Abraham vir Lot: "Kies die deel van die land waar jy wil bly." Lot het die beste deel gekies. Dit het die meeste groen gras gehad en die meeste water vir al die diere gehad. Lot het na sy nuwe huis toe getrek. Toe seën God vir Abraham. God het gesê: "Die hele land wat jy hier sien, gaan eendag vir altyd aan jou behoort. Jy en Sara sal ook geseën wees met baie kinders." God het vir Abraham en Sara na 'n plek toe gelei met die naam Hebron. Dit was baie mooi daar. Die besoekers. Op 'n baie warm dag het Abraham naby sy tent gerus. Toe hoor hy voetstappe. 3 mans het daar naby gestaan. Abraham het hulle gaan groet. "Wil julle in die skadu kom rus? Ons het genoeg lekker koue water om te drink. Kan ek vir julle iets bring om te eet?" Abraham het vir Sara gaan sê dat hulle besoekers het. Hy het haar gevra om vir hulle lekker kos te maak. Terwyl hulle geëet het, het die 3 besoekers goeie nuus gehad. Hulle het gesê: "Jou vrou gaan 'n seun hê." Sara het gehoor wat hulle sê. Sy het gelag en gedink: "Ek is te oud." God vra toe vir Abraham: "Hoekom het Sara gelag?" Enige iets is vir die Here moontlik. Net soos die Here gesê het, het Sara die volgende jaar 'n baba seentjie gekry. Hulle het hom Isak genoem. 'n bruid vir Isak. Isak het groot geword en sy pa Abraham wou hê hy moet trou. Abraham het vir een van sy werkers gesê: "Gaan na die land toe waar ek vandaan kom. Daar sal jy vir Isak 'n vrou kry." Abraham se werker is daar weg met 10 kamele en 'n hele klomp juwele en klere. Dit was geskenke vir Isak se bruid. Toe die werker by die land aankom, het hy by 'n fontein gestop en gebid: "Here, wys asseblief vir my die vrou wat U vir Isak gekies het. Ek sal weet dit is die regte vrou as sy nie net vir my nie, maar ook vir my kamele water gee." Nog voor hy klaar gebid het, kom daar 'n jong vrou met 'n waterkruik aan. Nadat sy haar kruik vol gemaak het, vra hy haar vir water. Sy gee toe vir hom water. Toe gee sy ook vir die kamele water. Sy was die antwoord op sy gebede. Haar naam was Rebekka. Die werker het vir haar geskenke gegee en hulle is daarna na haar pa toe. Die werker het vir hom toestemming gevra om vir Rebekka na Isak toe te vat. Rebekka het gesê dat sy baie graag wou gaan. Toe Isak vir Rebekka sien, was hy dadelik verlief op haar. Nadat hulle getroud is, het Isak en Rebekka tweelingseentjies gekry. Hulle naam was Esau en Jakob. En van hulle twee lees ons volgende keer meer. Maar vir nou is dit die einde. So, dan net ek weer 'n gebed vir jou, Ruby. Ruby, ek wil jou regtig net kom seën met goedheid en guns oral waar jy sal gaan. Ek wil ook bid dat jy in
Jesus hart sal hê, 'n hart wat nederig is, wat die beste vir ander sal hê. Soos Abraham vir Lot laat kies het, die beste deel, en gelukkig was met die deel wat hy gehad het. Want dis wanneer jy in Jesus se voetstappe loop, wat jy sy seën sal beleef. Ek wil kom bid, dat maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie, voordat jy 'n keuse maak, dat jy eers sal op jou knieë gaan en eers sal bid vir die Here, om vir jou wysheid te gee, en om die regte antwoord te bid, net soos die werker gebid het, voordat hy Rebekka ontmoet het. En dan, wanneer God beloftes maak, om hom te vertrou, want hy is groot en magtig, al lyk dit nie altyd soos mense dink nie, want God het gesê, hulle gaan baie kinders hê, en hulle het, maar hulle eie kind, was net Isak gewees. So partykeer lyk God se beloftes anders as jou prentjie, maar niks is onmoontlik vir God nie. En amen.